Goeiemôre, geliefdes in die Here. Wil net gou seker maak, almal kan my mooi daar agter hoor tyd. Dis reg. Wonderlik om so by julle te wees, is 'n wonderlike voorreg om meer as 1000 kilometer te kan ry en dan nog steeds by kerk te kan wees. Om nog steeds die liefde van Christus op 'n plek te ervaar. En my bede is dat ons saam met Christus die pad kan stap en dat ons harte saam aan die brand kan wees. Kom ons begin en ons roep die Here aan wanneer ons sê ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En vir mense wat so na hom roep, antwoord die Here en hy seën hulle. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou saam, ons sing Psalm 105. Psalm 105 vers 1 en vers 5 en Psalm 105 sing ons eintlik van die getrouheid van die Here, dat die Here is daarso, die Here is getrou. En dan veral ons sing nie vers 1 en vers 5 nie, dis vir doop, ons sing vers 1 en vers 2. Laat almal juig met blye galme, sing voor die Heer jou vreugdesalme, beroem jou in sy heilige naam, laat almal wat hom soek, nou saam hul hart verenig tot sy eer, en hul verlustig in die Heer. Daai wonderlike ding van, laat almal wat hom soek, en dit is wat ons aan die begin gedoen het, ons het hom geroep, ons soek hom, laat ons harte verenig tot sy eer. Kom ons sing Psalm 105, vers 1 en vers 2, en dan daarna bely ons saam ook ons geloof. Terwyl ons nog so staan, dan bely ons sommer saam ons geloof. Die Here wat ons ontmoet, wie is hy? Hoe het hy homself geopenbaar? En ons elkeen getuig die volgende. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Daarmee saam sing ons Skrifberinge 12-3. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart en heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. Kom ons sing dan Skrifberinge 12-3, vers 1 en 2 en dan kan ons gaan sit. Ons het die Here aangeroep met die fotum. Hy het ons geantwoord met sy seun. En ons het bely hoe hy homself geopenbaar het aan ons. En nou hoor ons ook wat hy van ons verwag. Want dit is nie net 'n God wat daar bo sit en weg is van ons nie, maar dit is die God wat 'n verhouding met ons het. En hy wys eintlik die verhouding vir ons. Hy wys vir ons die verbond hier in Eksodus 20 met die wet, waar hy sê wat het hy gedoen? Wie is hy? En dan ook wat hy van ons verwag. Kom ons lees Eksodus 20 van vers 1 af tot en met vers 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie,
Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Daarmee sing ons saam Psalm 119. Psalm 119, fantasties, dis eintlik 'n liefdespsalm. 'n Liefdespsalm wat geskryf is vir die Here en vir die Here se wet. Dat die psalmdigter so bewoe is oor die Here se woord, dat hy die langste hoofstuk in die Bybel gedig het daaroor. Ons sing vers 26 en 29, en wat ons vra in vers 26, sê ons, U o Here het my geskape deur U goddelike hand, en nou vra ons, ag, herskep my nou inwendig, en verlig U my verstand. Ons wil weer geskep word, ons wil herskep word, sodat ons die Here se woord kan volg, sodat ons die wet kan volg. Al U dienaars sien my lewe, en dis sal sielevreug, dat my siel op U beloftes so vrymoedig hom verheug. Kom ons sing Psalm 119 vers 26 en 28, en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg. 'n Nuwe ding, 'n ou ding. Dat ons nog steeds by mekaar kan vergader, dat ons nog steeds kan verenig in ons lof aan U, aan ons eer aan U. Dat ons saamgebind is met meer as net 'n gebou, en met meer as net 'n roetine, maar dat ons saamgebind is in dieselfde Gees en met dieselfde Here en met dieselfde Vader. Ons bid dat U in ons sal werk, ons bid dat U ook deur die Heilige Gees in ons sal werk, dat ons 'n rustigheid oor ons sal hê, dat die Heilige Gees ons gedagtes sal verlig, dat hy ons sal lei om U te hoor, om U te ervaar, en dat ons harte aan die brand sal gaan. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees
vanoggend uit Efesiërs 4. Efesiërs 4, sal julle glo, is die 4de hoofstuk van die brief van die Efese, en hoe Efesiërs in mekaar vasgemaak is verskriklik interessant. Van die 1ste tot die 3de hoofstuk kry jy net een opdrag. Van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 3 is daar net een opdrag en dis onthou. Onthou hoe julle was. En dan van hoofstuk 4 af kry jy opdrag op opdrag op opdrag op opdrag. En ons gaan ook 'n bietjie in die preek daarna kyk, maar dit wys dat die brief so ingedeel is, dat die eerste gedeelte sê vir ons alles wat ons het, alles wat vir ons gegee is. En dan van hoofstuk 4 sê dit vir ons, hoe lewe jy met dit wat vir jou gegee is. Ons lees van vers 1 af, Efesiërs 4. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ons kyk veral vanoggend na die tweede gedeelte van vers 1 waar daar staan, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Ons fokus op daai gedeelte, maar dan fokus ons ook op dat ons word as een gebind in ons roeping. Ons roeping verenig ons. En ons gaan na 3 dinge kyk vanoggend. Eerste is dat jy is nie geroep om staties te wees nie, jy is nie geroep om stil te staan nie, jy is geroep om te beweeg, om te groei. En dan gaan ons kyk na, jy moet leef wat jy is. Die Here het jou iets gemaak en jy moet daarin leef. En dan, derdens, laastens kyk ons hoe ons verenig is. Nou met die afgelope ruk word daar baie gefokus op roeping, veral as mens nou 'n predikant beroep, dan word daar baie gefokus op wat is die roeping, hoe lyk die roeping, hoe speel die roeping uit. Maar nou as ons Efesiërs 4 gelees het, dan vind ons vinnig uit dat roeping gaan nie net oor 'n predikant nie, en roeping, ons het ook nou ouderling en diakensgroep, roeping gaan nie net oor ouderlinge en diakens nie, maar Efesiërs is vir die kerk geskryf, is vir die gemeente geskryf, so die roeping gaan oor elke liewe lidmaat. Die roeping gaan oor die kerk. En dan is die opdrag, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. So elkeen van ons het 'n roeping ontvang, en dit is eintlik maar om voor die Here te wandel. En wat altyd baie interessant is ons was nie van die begin af bekend as Christene nie. Ons gelowiges, dit was nie die eerste naam wat vir ons gegee is nie, die eerste naam was
die mense van die weg, die mense wat geloop het, wat gewandel het, en dan ook natuurlik die mense wat op 'n sekere manier gewandel het. So, wat ons hier het, ook in Efesiërs wat ons nou 'n bietjie van gepraat het, was dat in hoofstuk 1 tot 3 beskryf ons eintlik dit wat God gegee het. Dit wat die voordeel van ons roeping is. Die voordele wat ons put uit ons roeping, en dan hoofstukke 4 tot 6 gaan oor ons verantwoordelikheid. Wat is ons verantwoordelikhede? En hoe dit geskryf is eintlik fantasties, want meeste van die opdragte wat ons in hoofstukke 4 tot 6 lees, het 'n saadjie wat in hoofstukke 1 tot 3 geplant is. Want in hoofstuk 1 lees ons waar Paulus skryf, ek bid dat hy julle geeste oë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir sy gelowiges bestem het. Vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. En in hoofstuk 4 het ons gelees dat daar net een hoop is waartoe God julle geroep is, en dan natuurlik laat julle lewens wandel in ooreenstemming wees met die roeping. So Paulus het daai, en natuurlik die Heilige Gees deur Paulus het daai saadjie in die eerste hoofstuk geplant van die roeping wat julle het, en dan kom hy terug en sê, dit is hoe die roeping vir julle uitgespel is. Die roeping waartoe julle geroep is, die roeping waartoe julle geroep is weg van die sonde en weg van die dood. En nou kom ons terug na daai roeping en hoe moet julle dit uitleef? Hoe moet julle dit gebruik? So ons het gesê die roeping is 'n geskenk, dit is iets wat aan ons gegee is. Maar soos meeste geskenke is daar inherent 'n verantwoordelikheid. Daar is, sodra jy 'n geskenk vir iemand gee, is die gedagte dat daardie persoon daardie geskenk moet gebruik. As ons vir die kinders kan opsom, en as ek sê kom ons som op vir die kinders, beteken dit nie anders moet nie luister nie, maar dit probeer dit eintlik maar net meer prakties maak. So as ek 'n boksie Lego gee vir my seentjie, vir Sybert, dan verwag ek van hom dat hy met daai boksie Lego moet werk. Ek verwag dat hy met daai boksie Lego iets moois moet maak, iets moet bou. En die roeping waartoe die Here ons geroep het, dit wat die Here vir ons gegee het, dit is 'n geskenk. Maar daar is die verwagting dat ons daarmee moet werk. Ons lees in Filippense 2 van die opdrag, werk julle eie heil met vrees en bewing uit. Werk met dit wat vir jou gegee is. Werk met die klei wat vir jou gegee is. Maak die geskenk mooi. Ons lees in Romeine 8, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. So ons het nou baie gepraat oor die roeping, maar wat is die roeping uiteindelik? En dit is massief, dit is groot, dit is om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, dit is om gelykvormig te wees aan die beeld van Jesus Christus, sodat ons een familie kan wees. En nou, soos wat jy 'n Lego-stel kry,
en al die Lego stukkies op die mat uitgooi, lyk dit nie dadelik soos die boks nie. Soos wat jy 'n boompie plant, lyk dit nie dadelik soos die boom wat jy eendag wil hê moet daar staan nie. En daarom is die opdrag groei. Jy is nie staties nie, jy staan nie stil nie, jy beweeg en jy groei. Dit is jou roeping. Wat ons ook gelees het, is dat dit is dinge wat die Here al klaar gegee het. Dis die dinge wat die Here ons al klaar gemaak het. Ons het gelees, ons is verheerlik. En julle wat nou ook miskien katekisasie het en miskien die woorde die heilsorde ken, weet dat uitverkiesing is eerste en verheerliking is laaste. Verheerliking is iets wat met ons gebeur wanneer Jesus Christus terugkom, wanneer ons gelyk word aan hom, wanneer ons verheerlik word. Maar in Romeine lees ons, dit is iets wat eintlik al klaar gebeur het. Dit is vir ons gegee. Ons is al so gemaak. Ons wag net daarop. En as jy jouself moet beskryf in 'n paar sinne, in 'n paar woorde, dan gaan jy gewoonlik die woorde gebruik, ek is Zander, ek is gebore in Suid-Afrika, ek is nou 'n predikant, en dan laat dit ons fokus op die konteks van Efese. Efese was 'n plek, 'n stad wat eintlik verdeeld was. Twee uiteenlopende maniere hoe om jouself voor te stel. Want Efese het 'n groep gehad wat van Joodse afkoms was. So hierdie mense het die Ou Testament van begin af leer ken. Van kleins af het hulle die Ou Testament geken, geleer, die wette was vir hulle belangrik, en in hulle oë was hulle kultuur beter, hulle gebruike was beter. En aan die ander kant het jy die Grieke gehad, die ouens wat van 'n nie-Joodse afkoms gekom het. En hierdie twee groepe moes nou saam met mekaar lewe. En dit is hoekom ons daai herhaling van die een hoor. Daar is net een, daar is net een, en daar is net een liggaam. Julle is een liggaam. En nou, as mens deur die boek Efesiërs lees, dan is dit wonderlik hoe hierdie twee groepe by mekaar geforseer word. Want ja, julle is een deur julle roeping, maar dit gaan ook verder om te sê, onthou, wat het ons almal in gemeen? Wat het ons in gemeen met iemand wat vir Jesus Christus verwerp? Wat het ons in gemeen met iemand wat glad nie van die Here wil hoor nie? Ons almal was sondaars. Ons het daai almal in gemeen. Jy is gebind met elke ander persoon in die wêreld, omdat jy in sonde ontvang en gebore is. En dan in Efesiërs 2 gaan dit verder om te sê, vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Daai is ons verbinding met die res van die wêreld. Ons sou ook gestraf moes word, en dan die wonderlikste woorde wat jy kan hoor, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered, en dit bind ons saam
Uit genade is julle gered. Iets wat julle nie verdien het nie. Uit genade is ons gered. En dan trek Paulus daai lyn van, so wat maak dit saak wat jy doen? Wat maak dit saak waar jy vandaan kom? Wat maak dit saak wie jou ouers was? Wie jou familie is? Jy is een. En daai selfde lyn trek hy na 1 Korintiërs 7 toe, waar hy sê ons is nie 'n sosiale beweging nie. Ons is nie gemik om die hele orde op sy kop te draai nie. In 1 Korintiërs 7 lees ons, in die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. As jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. 'n Slaaf wat deur die Here geroep is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n vry man wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Julle is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan nie die slawe van mense word nie. En dis wat ons baie keer wil doen is, ons wil konformeer aan menslike gedagtes. Om te sê, ek bind myself aan jou, omdat ons albei nou in Okahanja leef. Of ek bind myself aan jou, omdat ons albei dieselfde velkleur het. Of omdat ons dieselfde taal praat. Of omdat ons dieselfde dink oor goeders. Ons wil slawe van mense word. Ek wil myself aan jou bind met menslike bande, met menslike kettinge, maar dit wat die Here gee is soveel beter. Ons het een Here. En so moet ons leef. Ons is nie gebind aan mense nie, ons is gebind aan die Here, en so leef ons. Nou, as ons weer na die kinders kan fokus, weet julle, van begin af leer mens, 'n kat sê miau, 'n hond sê woef, 'n valk sê oink, 'n koei sê moe. Nou, eenvoudig, maklik, maar hier kom Jesus in, hier kom die Here in en sê, maak nie saak wat jy is nie. Maak nie saak of jy nou 'n koei gebore is, of 'n hond gebore is, of 'n kat gebore is nie. Ek maak jou nuut. Ek maak dat jy praat. En ek maak dat jy met mooi woorde praat. Ons is gebind aan Jesus. Ons is nuut gemaak in hom, en daarom moet ons so lewe. En wat mense verstand partykeer te bowe gaan, is, hier word die opdrag gegee, leef waardig jou roeping. En wat beteken dit? Dit beteken ons moet nou miljoene rande gaan insamel. Ons moet nou die grootste geboue gaan bou. Ons moet nou die grootste funksies gaan hê. Nee, glad nie. Leef waardig julle roeping, wat beteken dit? Wees altyd beskeie, wees nederig, wees vriendelik, sagmoedig, wees geduldig, verdraagsaam. Waar lê julle roeping? Nie hoe groot jy dit doen nie, maar hoe jy dit doen. Hoe jy lewe, hoe jy wandel. Dat ons, maak nie saak wat ons gebore is nie, maar dat ons met die woord van die Here praat.
Kyk ons weer na Efese, want dit was soos ons gesê het, dit was die groot wrywing wat plaasgevind het. As ons dit nou in ons metafoor wil gebruik het, daar was katte en honde en varke en koeie wat almal op een plaas saam moes bly. Klomp mense uit verskillende kontekste, klomp mense uit verskillende kulture. Verskillende tale, verskillende gebruike, maar dieselfde redding. En dieselfde opdrag vir dieselfde lewenswandel. En dan is dit duidelik dat een is baie belangriker as die ander ene. En die hele konteks van hierdie en die herhaling van 1-1-1 maak dit vir ons duidelik dat daar is niks in die wêreld wat ons eintlik van mekaar behoort te skei nie, want as ons net kyk wie het hierdie brief geskryf, Paulus sit in die tronk, hy is 'n gevangene en hy skryf vir vry mense. Hy sit in die tronk en hy skryf vir mense buite die tronk en gee vir hulle opdragte. Dis vreemd, dit moenie so wees nie in ons kultuur nie. Paulus sit ver weg van hierdie mense, maar hy sê vir hulle, ons is een. En wat ons ook in hierdie herhaling van 1-1-1-1-1 sien, is ons sien die drie eenheid. Ons sien die een Gees, ons sien die een God wat ons geroep het, die een Vader van hulle almal, en net een Here. En dan sien ons ook, wat is die goeders wat ons gewoonlik van mekaar skei? Dis omstandighede, dis gawes, dis loyaliteit. Omstandighede is, ek is ryk, jy is arm, of andersom. Dit beteken, ek bly in 'n groot huis, ek het 'n mooi kar, en jy het 'n klein huis, en 'n kleiner kar, of dalk geen kar nie. En dan weer eens, wat is die menslike manier om daarmee dit te hanteer, is om te sê, daar is nou skeiding tussen ons. Omdat ek ryker is as jy, is daar afstand tussen ons. Maar daar is een God en Vader van almal. Dit is hierdie Vader wat ons stuur na plekke. En dit is hierdie Vader wat vir ons gee wat nodig is. Dis die Vader wat vir hier een persoon 'n groot kar gee en vir die ander persoon 'n klein kar gee. So daai kan nie 'n rede wees vir skeiding tussen ons nie. Want is dieselfde Vader wat gee. As ons na gawes kyk, dan is daar party mense wat baie slim en baie akademies is, wat al duisende boeke gelees het, en daar's 'n ander persoon wat dalk baie tegnies is en presies weet hoe om alles reg te maak, maar hoe glad nie daarvan om te lees nie. Hoekom sal daardie vir ons skeiding bring? As dit die een Gees is wat gawes gee. As ons die Gees wat gawes gee, maak nie skeiding tussen ons nie, inteendeel, dis die Gees wat ons saam bind as 'n eenheid. En dan natuurlik ook die loyaliteite. Volgende week is nou stemtyd in Namibië. Suid-Afrika het al klaar sy stemtyd gehad, en Amerika het klaar sy stemtyd gehad, en tydens stemtyd raak mense baie opgewonde oor wie gaan jou loyaliteit hê. Wie gaan jy oproep as koning? Maar daar is net een Here. Maak nie saak vir wie jy stem nie. Op die ou einde het jy net een Here. En die hiërargie in die kerk is baie maklik. Ons het nie 'n paus nie. Die predikant is nie op 'n hoër stoel geplaas nie. Daar is nie een persoon in hierdie gemeente, nie een persoon in die hele kerkverband of in die universele kerk wat jou loyaliteit verdien nie.
Want daar is net een Here, daar is net een baas, daar is net een koning oor ons almal, en dis Jesus Christus. Daar is net een liggaam, een doop, een hoop. Daar is net een. En hoe bevestig ons, bring ons heeltemal terug na die begin toe, hoe lewe ons vir hierdie een? Hoe gaan ons van dag tot dag, hoe wandel ons? Hoe wys ons die eenheid deur om nie te blaf nie, nie te miauw nie, nie te oink nie, maar om die woord te praat, om reg te praat. En ek seker, as ons nou weer dit prakties kan probeer maak, wat al baie met my gebeur het is, ek ervaar iemand en dan sê ek, jy is presies soos jou pa, of jy is presies soos jou ma, en dan sal die persoon sê, maar ek is aangeneem, dis nie my bloedpa of bloedma nie, dan is dit maar dit is hoe jy groot gemaak is, dit is hoe jy geleer lewe het, want jy het presies dieselfde manier om te praat, jy het presies dieselfde manier om te loop, en ek dink julle kinders sal ook eendag agterkom, ek het nou presies dieselfde ding gedoen as wat my pa of as wat my ma sou gedoen het, want ek is so groot gemaak, ek het in daardie huis groot geword. En jy kan nogals in 'n familie sien wat hulle gewoontes is. En nou, nie een van ons lyk fisies soos wat Jesus gelyk het. Nie een van ons lyk soos 'n Jood wat in die Midde-Ooste groot geword het nie. Maar ons grootste hoop en ons grootste vreugde sal wees as iemand sê, maar jy gedra jouself asof jy in daai huishouding groot geword het. Jy gedra jouself asof jy een familie is waarvan Jesus die oudste is, die oudste broer is. Ons is geroep om nie gelyk te word aan hierdie sondige wêreld nie. Ons is geroep dat ons lewenswandel in ooreenstemming sal wees met die roeping wat die Here vir ons gegee het. Ons is geroep om vir Jesus te volg. Mag ons saam as gemeente so wandel. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons dank U vir die eenheid wat U gesmee het. Ons dank U vir die herskepping. Maak nie saak aan wat 'n familie ons gebore is nie, maak nie saak waar ons gebore is nie, maar U het ons nuut gemaak. Ons vra dat U aanhoudend ons sal herskep, dat die Heilige Gees so in ons sal werk, dat ons lewens wandel in 'n ooreenstemming sal wees met die roeping wat U gegee het. Ons vra dat U ons sal sterk maak as gemeente, dat dit nie sal gaan oor die grootte nie, oor die hoeveelheid nie, maar oor die manier. Ons bid dat U vir ons 'n geduld sal gee, 'n sagmoedigheid sal gee, 'n nederigheid sal gee, dat ons sal leef en praat en doen wat mense na Jesus toe sal wys. Wat mense van Jesus sal vertel. Ons vra dat U by ons geliefdes sal wees, almal wat swaar kry. Ons dink veral aan broer Pietri Maree, wie se pa
aansterk by die huis of by huis sonder sorge. Ons bid dat U hom sal ontvou in U liefde, hom sal help met die nuwe lewenspad, en dat U vir hom 'n vrede en 'n rustigheid sal gee wat wat verstand te bowe gaan. Ons vra dat U saam met hierdie gemeente sal wees, ook met 'n nuwe pad, 'n ou pad, 'n nuwe pad, dat dit tot U eer sal wees, en dat ons 'n familie sal wees wat dieselfde gewoontes wil aankweek, dieselfde liefde wil aankweek, wat aan mekaar gebind is, meer as bloed, meer as ons eie bloed, dat ons aan mekaar gebind is deur die bloed van Jesus Christus. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ekskuus, Antie, is daar kollek? Nou, ekskuus. Daar is nou geleentheid om kollekte op te neem, as ek dit reg het. Die kollekte onder die diens is vir die diens van barmhartigheid, en dan by die deure is dit vir instandhouding van die erediens. Ons gaan die wêreld weer in met skrifberuiming 14-1. Daarso wek ons eintlik mekaar op, spoor mekaar aan. Ons sê ons sê waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk. Standvastig, onbeweeglik sterk, vol ywer, altyd meer oorvloedig. Dan sal jou arbeid in die Here tot seën wees, sy naam ter eer. En dan ook vers 3 sê ons, beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod
uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met u Gees ons by, sodat u liefde in ons bly. Kom ons sing dan skrifbereiding 14-1 vers 1 en 3 en daarna ontvang ons ook die seën van die Here en bevestig dit alles met die amen. Ontvang die seën van die Here en gaan wandel waardig julle roeping. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So 'n paar afkondigings ook om ons lewe vorentoe as gemeente te reël. Eerste, die amandelbloeisels. Julle kom 10 uur by mekaar, dis op nou op Dinsdag, 10 uur by Kosmossaal, dis die Bybelstudie onder leiding van Dominee Johannes Marits. En dan is daar hierdie jaar nie nog Bybelstudies nie, ons sal dan volgende jaar hervat. Dan datums, wat belangrik is vandag, is die 24ste, dis vir die Kerssangdiens, dit is by die NG Kerk Okahanja, dit is 6:30, en daar sal vra hulle, bring asseblief 'n nie bederfbare produk saam, en dan die 30ste is die diakoniebraai, die laaste een, beloof hulle, ons sal sien, en dan die 16de Desember is dit gelofte dag. Dan ook wat ons onder die gebed aan aandag gegee het, Petrie Maree se pa sterk tuis aan by Huis Sonder Sorge nadat sy been geamputeer is. So ons het vandag daarvoor gebid, maar deur die week bid asseblief ook vir Petrie en die hele familie. Dan verjaarsdag is die 24ste, dis vandag, dis Stein Maree
Stein Maree, baie geluk. Hulle het gesê, ek het blykbaar, ek het sjokolades hierso, wat ek kan uitdeel. Nou, ek weet nie as dit, kom ons kry ook net, baie geluk, Stein. So ingeniet het. Dan ook, môre is dit Martie de Klerk, jy verjaar nie my nooitjie, ekskuus, jy het al klaar verjaar, maar jy kan hier so staan. Môre is dit Martie de Klerk, ek weet nie of sy kry nie 'n sjokolade nie, maar die 28ste is dit Renate Janse van Vieren, is sy hierso. Sy kry wel 'n sjokolade. Anna, wil jy die sjokolade gaan gee? Maar jy moet dit gee vir daai dogtertjie. Anna! Sy. Baie geluk. Okay, wou sy nou nie saamwerk nie. Dis die verjaarsdag. Die 10de November was daar ouderlinge en 2 diakensberoep. Ons bid ook nog vir hulle met die oorweging van die beroep, dat die Here hulle daarin sal lei as ouderling. Dis nou ook die 3de keer wat ons dit afkondig. Is dit nou broer Gerrit Viljoen, en by die diakens is dit George Keen en Piet van Rooyen. En dan nog steeds baie sterkte vir daardie broers met die oorweging. En dan die laaste afkondiging, die kerkblad. Vir Desember, Januarie se uitgawe is hy 50% groter, soos wat meeste mense na Desember, Januarie is, 50% groter, en slegs vir R40. So, oor Kersfees is daar geskryf, oor Geloftedag is daar geskryf, Dr. Dani Langer, wat ook hoofleier van die voortrekkers is. Daar is oor die Oekraïne, oor Gaza, oor Lebanon geskryf. En julle kan hierdie by die kerkkantoor bestel, gee net julle naam en getal op. Getalle moet asseblief voor Woensdag, dis nou voor stemdag, bereik vir die ekstra oplaag. So, as julle hierdie groot uitgawe van die Desember, Januarie kerkblad wil wees, laat weet vir Maarten asseblief daar in die kerkkantoor. Dankie. Met dit, wil Shaal iets sê. Mense sê mos altyd geluk of geluk vir die man en sterkte vir die vrou. So baie dankie julle. En dan 'n geseënde week ook verder. En sien vanaand by die Kersdiens by die NG Kerk.